Môre, dis Vrydag 31 Oktober en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jou hart vandag rus vind in die teenwoordigheid van die Here. Onthou jy daardie dae wanneer God stil lyk? Wel, vandag gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Wanneer ons wag, voel dit soms asof ons woorde teen die plafon vasslaan. Maar die Bybel wys ons hoe om eerlik te praat en te vertrou. Kom ons lees 'n paar verse in Psalm 13 en dan maak ons dit prakties. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here my God. Verlig my oë sodat ek nie in die dood inslaap nie, sodat my vyand nie kan sê ek het hom oorwin nie. En my teenstander nie juig as ek wankel nie, maar ek op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Kyk die beweging wat daar is. Dis eers 'n vraag, dan 'n gebed en dan vertroue. Dawid se gevoelens verander nie eers nie. Sy fokus verander van sy gevoel na God se goedertierenheid. En dan in Jesaja 40 vers 28 tot 31 staan daar geskrywe: Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou wat beteken wag in Hebreëus? Die woord is kava, vasbyt. God bind jou hoop vas aan sy beloftes, soos 'n tou wat sterker word. En kyk na Jesus, aan die kruis roep hy, my God, waarom? Hy ken stilte, omdat hy ons verlatenheid gedra het, is God se stilte nie sy afwesigheid nie. Nou hier's 3 maklike stappe vandag. Sê vir die Here presies hoe jy voel. Bid vir die Here en hou vas in sy hart op vir jouself. Ek vertrou op God se goedertierenheid. Kom ons bid saam. Here, U is die ewige wat nie moeg word nie. U krag val nooit. Ek gee my moegheid, my vrae en my tyd van wag aan U oor. Leer my om op U te vertrou. Verlig my oë en dra my vandag. Vergewe my ongeduld, dat ek soms meer op my gevoel as op U woord steun. Beskerm my gedagtes teen vrees en twyfel. Bewaak my hart in Christus Jesus. Dankie dat Jesus die stilte aan die kruis gedra het en dat U my krag vernuwe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En as dit stil voel, moenie ophou wag nie. Hou vas aan Jesus. Hy maak die tou van hoop sterk. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.